Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons shrink. Klompie jare terug het ek hier voorreg gehad om deel te wees van 'n argeologiese projek in Jerusalem in die ou stad van Dawid, opgrawings te doen. En wat my opgeval het van hierdie hele belewenis was die talle potskerwe wat gereeld met die opgrawe verskyn. Baie bewus gewees van dat dit baie deel was van die alledaagse gebruik en verbruik. En die waarde van hierdie potte en pottebakkersware nie opgesluit was noodwendig in hulle aanskoulikheid en mooi uiterlik nie, maar in die verbruikerswaarde daarvan. My so laat dink, en ek het al heelwat daaroor gesels, en dit is tog iets wat nog altyd my bybly, 2 Korintiërs 4 vers 7 wat sê, maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Wanneer 'n mens sukses beleef, of wanneer ons besondere seën beleef, klim trots en ego nogal maklik saam met ons in die motor. Ek onthou in Screwtape letters van C.S. Lewis, is daar waar die 2 duiwels dan met mekaar kommunikeer en bespreek hoe kan hulle eintlik die mens in versoeking lei of tot 'n val bring. En dan is die uitspraak om dit nie te doen deur swaar kry en beproewing nie, maar deur sukses. Maak hulle suksesvol. In die Romeinse tyd sou offisiere na 'n veldslag wat hulle gewen het, 'n triomftog so deur die strate loop en so hulle oorwinning byt en gevangenes tentoonstel, groot feesvieringe en fanfare. Maar 'n interessante ding wat ek lees is dat so aan die einde sou sy soldate wat saam met hom geloop het, allerhande obskure beledigings na hulle bevelvoerder slinger, lelike goed vir hom sê om hom af te breek. En die doel was om hierdie offisier dan eintlik plat op die aarde te hou, dat dit nie na sy kop toe gaan as mense dit so letterlik kan sê nie. En my so laat dink hoe moeilik dit is dat om te aanvaar dat ons in ons kwesbaarheid hierdie erdekruik wat ons beleef, ons waarde daarin te vind. En in die broosheid van die houer die ware skatte ontdek, dat die ware skat is nie ek en my oulike talente en al my oulike goed nie, maar die draer van die mees ongelooflike boodskap van verlossing. Net soos wat die wynkenner nie die lof van die bottel besing nie, maar die inhoud, vind ek my regmatige plek as ek kan sê, hy moet meer word en ek minder. Die kern van trots, en die Bybel praat van dat die Here haat trots, is dat ek meen dat ek in myself genoeg is en nie diep afhanklik hoef te leef. Daarom is juis my kwesbaarheid so nodig, want dit hou my afhanklik van die Here. Jy kan die gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.